reaksies. En ons gaan kyk wat maak dat reaksies vinniger beweeg of stadiger gebeur en. Dit is 'n baie voor die hand liggende hoofstuk soos as iets warmer is, gaan dit makliker meng, byvoorbeeld. Maar dan is dit natuurlik wetenskap wat alles net moeiliker maak as wat jy dink dit moet wees. Maar hoekom maak ons dit moeiliker? Ons wil verstaan hoekom gaan iets wat warm is vinniger of makliker reageer as iets wat kouer is. Okay, so dit is waarna die hoofstuk kyk. Dis 'n maklike hoofstuk, maar die vraag is raak baie keer moeilik in die sin van die bewoording en hoe jy moet antwoord. Okay? En dan is daar moltabelle en dis hoekom ek dink was 1 en 2, ja. Het ek net 'n hersiening van moltabelle van graad 11 ingesit en dit is al wat ons vandag gaan doen, dis bladsy 1 en 2. Okay, dit sê daar. 44,8 liter stikstofgas en 140 liter waterstofgas reageer by STD as volg. Okay, nou sien jy die reaksie hierso. Stikstof, waterstofgas gee vir jou ammoniak. Jy sien dis klaar gebalanseer vir jou. Nou, hier is 'n gas wat weggeval het. Nou moet jy mooi oplet. Okay, so gaan klomp sulke goedjies sê wat ek laas jaar ook gesê het, is as al 3 gasse is en as jy by STD's of so STD staan ons vir standaard temperatuur en druk. Standaard temperatuur is 0 grade Celsius, standaard druk is 101,3 kilopascal of 1 atmosfeer. As jy daar is, dan het alle gasse dieselfde volume van 22,4 kubieke desimeter. Okay, dit is iets wat ons bespreek het vanaf graad 10. Goed, maar dit hoef nie eers by STD te wees nie. Jy kan net sê as jy by dieselfde temperatuur en druk is. Ook al is jy nou by 18 grade Celsius en 200 kilopascal, so al is jy by dieselfde temperatuur en druk, dan mag jy alles wat gasse is met mekaar vergelyk. Okay, so wat bedoel ek hier? Hierdie liters hoef ons nou nie na molle toe te verander om hulle met mekaar te vergelyk nie. Okay. Goed, hulle vra vir jou daar bepaal die beperkende reagens. Wat is die beperkende reagens? Nou weer die een wat jy alles van op gaan gebruik, wat bepaal hoeveel produkte jy kan vorm. Wat het jy gevra? En net gevra wat jy my ma gesê. En wat het jy maar gesê? Nee, so dit is net Ja. Is jy nou happy? Is jy nou van? Okay, en jy foon is nou weggesit? Ja? Ja? Ja, Okay. Right. So, beperkende reagens, hoe doen ons dit weer? Ons kyk na die molverhouding, so ons het daar stikstofgas versus waterstofgas en jy sit die molverhouding by 1 tot 3. Okay? Dan sê jy vir jouself, hoeveel stikstofgas het ek? Ek het 44,8 liter. So ek sê reg, ek het 44,8 liter. En dan vra jy vir jouself, die woorde in jou kop is, hoeveel waterstofgas gaan ek nodig hê? Okay, so jy sien ek sit nie daai 140 liter klaar in nie. Ek wil kyk, gaan ek al 140 gebruik? Gaan ek minder gebruik? Hoeveel? Okay, so ek trek 'n streepie, dan vat ek 'n ander kleurpen of potlood. Nou, hoekom doen ek dit? Hoekom sê ek vir vat 'n ander kleurpen of potlood? Trek jy 'n streepie. Dis om jou te forceer om te dink. Soos hier doen ek iets om te dink. Okay, so ek pause in my brein. Wat het jy gedoen van hier tot daar? Ek het gemaal met 3. So van daar tot daar gaan jy maal met 3 en dan kry jy, ek wil sê 134,4. Okay. Dan vra jy vir jouself of jy sê, dit is hoeveel ek nodig het. Het ek soveel? Ek het 140 liter. So ek het meer as genoeg. Wat beteken dit? Dit beteken vir my dat stikstofgas is my beperkende reagens of reaktant en waterstofgas is in oormaat. Sharp? Okay, dan vra hulle vir jou by B, sê hulle, bereken die volume ammoniakgas wat vorm. Ekskuus tog? So, ons het, waar gaan ek nou my vraag vra? Amorey, gaan ek stikstof met ammoniak vergelyk of gaan ek waterstof met ammoniak vergelyk? Hoekom stikstof?
Hy is die beperkende reagens. Jy gebruik altyd die beperkende reagens. So dis 1 tot 2. So hoeveel stikstofgas het ek gebruik? 44,8 liter. So dan moet ek nou gaan maal met 2 en dit is 89,6 liter. Okay, yes? Hulle sê volume, so jy moet sê liter. Of jy kan ook sê kubieke desimeter. Nou, dis dieselfde ding. Liter en kubieke desimeter. Okay, nou vra hulle vir jou bereken die totale volume gas teenwoordig wanneer die reaksie voltooi is. En onthou, hulle almal is gasse. En jy het nou net gaan sê, daai gaan heeltemal opgebruik word. Hier gaan nog 'n bietjie oorbly, so jy moet dit ook in ag neem en dan het jy daai nou wat gaan vorm. So jy kan dit nou gewoon met hierdie sommetjies doen, maar net 'n konsep wat ek gou weer wil oefen is die mol tabel. Juffrou, kan jy net nie net by mekaar tel? Soos daar bly niks by die een oor nie. Ja. Dan doen jy 140 minus wat oor. Ja, presies. Dis wat ek sê. Ja. Jy kan dit doen, maar ek wil net gou weer hersien moltabelle. Daai gee vir jou, daai so jy kan dit heeltemal so doen. Die molverhoudings 1 tot 3 gee vir jou 2 en daai highlight ek 'n ander kleur want daai is net my resepie. Dit is nie wat ek werklik het nie. Okay, nou ek weet ons noem hierdie 'n moltabel, maar ons het nou nie gewerk in molle nie, ons het gewerk met volumes, so ek gaan by volumes bly. En so ons het in ons moltabel het ons mol en dan het ons begin, verandering, einde. Ons is molverhouding, wat ons het aan die begin, wat ons wegneem of bykry en wat ons aan die einde het. Aan die begin het ons 0 van daai gehad en aan die begin het ons gehad 44,8 hiervan en 140 daarvan. Toe het ons nou reeds gesê, hierdie stikstofgas is my beperkende reaktant. Wat beteken dit? Dit beteken ek gebruik alles op. So daar is 0 oor van hom aan die einde. Toe het ons ook gesê, hierso gaan ons gebruik 134,4 en hierso het ons gesê vorm ons 89,6. Dit het ons al bo gaan uitwerk. So hierso het ons 89,6 en daar het ons 5,6. Daar is 'n 9. En dan die volume van die gasse wat oor is aan die einde is 5,6 plus 89,6. En dit gee vir jou 95,2. Ek 'n bietjie dis net reg. Iemand 'n vraag daar. Het ek vinnig gegaan? Jy het iets ergens gemis, jy onthou iets nie so lekker nie. Okay. Chap. Volgende bladsy sê dit. Bereken die persentasie opbrengs, indien soveel stoom geproduseer word van soveel gram dit en oormaat dit. Geen formule word gegee nie, geen ratios word gegee nie. Persentasie opbrengs en dan sê hulle soveel stoom. Okay, so kom ons kyk gou wat het ons hier. Hulle sê vir jou, ons het waterstofgas en suurstofgas. Okay, so ons het waterstofgas en suurstofgas. Wat sal daai twee vir jou saam gee? Wat is stoom? Water. So. Is hierdie reaksie gebalanseerd? Nope. Wat moet ons hê? Ons het, wel daar's 2 waterstowwe, 2 waterstowwe. 2 suurstowwe, 1 suurstof. Of onthou julle daai ding aan die begin van die jaar wat ons gesê het, kyk of daar 'n onewe getal voor water is. Ja, en dan moet jy regdeur maal met 2. Okay, behalwe suurstowwe, dit balanseer jy laaste. So, onthou julle dit enigstens. So 4 waterstowwe. 2 suurstowwe, 2 suurstowwe, chapelaps. Het ons dit met daai reaksies wat ons Oksidasie reaksies. Okay, so nou het ons
osmol verhouding, 2 tot 1 gee vir my 2, en ek vat my highlighter en ek highlight daai, want ek onthou daai is my resepie, dit is nie wat ek werklik het nie. Nou sien ek gas, maar wat ek nie sien nie, is dat hulle vir my liters gee. Nou gee my gram. Jy mag nie gramme so met mekaar vergelyk nie. En wat hulle nie vir my sê nie, is dat ons by dieselfde temperatuur en druk bly nie. Okay, so mag nie met volumes werk of met die gramme net so werk nie, so ek moet gaan omskakel in mol. Okay, so ek gaan hier langsaan gou vir myself werk. Mol is massa oor molêre massa. Ek gaan gou eers kyk na waterstofgas. Sy massa is vir my 20. Wat is waterstof se molêre massa, Rikus? Hy is 'n diatomiese molekule. 2? 2. So dit gee vir jou 10. So jy het 10 daarvan, sorry, hierdie is mol, begin, verandering, einde. Okay, en dan in die begin het ons 0 hiervan. Wat het hulle vir my gesê van suurstof? So 'n oormaat. Is daar 'n vraag oor suurstof? Nee. So ek gaan nie eers my tyd mors en die goeters aanvul nie. Ja. Nie lekker onthou nie. Moet ons die verhouding wat dit is, mal middel en mol. Van aan die begin? Ja. Nee. Okay, dan het hulle, okay, bereken die persentasie opbrengs indien soveel stoom geproduseer word. Hoe bereken mens nou die persentasie opbrengs? Persentasie opbrengs is enige persentasie, gaan jy wat jy werklik gekry het, soos in jou toets, oor jou teoretiese, soos jou teoretiese maksimum, wat jy moontlik kon kry, maal met 100. Okay, so dit is hoe jy persentasie opbrengs gaan bereken, en natuurlik verwys ons hierso na massa, want dit is wat hulle vir ons gegee het aan die begin. Okay, so, Gina, bereken die persentasie opbrengs indien soveel stoom geproduseer word. Daar wat hulle vir ons daar gegee het, is dit ons werklik of ons teoreties? Dit is werklik, dit is wat werklik geproduseer word. Okay, so ek het, as ek hierna kyk, het ek 136 oor, wat ek al, maal met 100. So wat moet ek gaan uitwerk? Ek moet die teoretiese opbrengs gaan uitwerk. Waar kry ek dit? Ek kry dit in my moltabel. As alles presies uitgewerk is soos wat dit moes, ek het niks gas gemors ergens nie, daar het nie die temperatuur vinnig gedaal en dat waterdruppeltjies gevorm, enige so iets nie. Ek het met 'n metaal gewerk wat geoksideer het as gevolg van hierdie suurstof, enige so iets. As alles presies uitgewerk is soos wat dit moes, hoeveel waterdamp moes ek gekry het? Dis wat ons daar wil invul. Is julle met my? Okay. So, dis wat ek hier gaan doen. Sien dit, hulle sê daar is 'n oormaat, beteken dit hierdie ene is die beperkende reaktant. Wat beteken dit? Dit beteken ek gebruik alles genoem dat ek 0 oor het aan die einde. En dit beteken ook dat hierdie mol gaan bepaal hoeveel daar gaan vorm. Okay, so dit is redelijk maklik, 2 tot 2, so dit beteken ons plus 10 hier, 10 daar. So wat is daai daar? Daai is my teoretiese mol opbrengs. Wat is opbrengs in Engels? Yield. Yield. So as jy dit in 'n toets of eksamen sien, yield. Opbrengs is yield. Okay. Goed. So kan ek daai 10 hierso onder gaan invul? Nee. 1, wat is jou clue? Werklik kan nooit groter wees as teoreties nie. En 2, hierdie is gram, hierdie is mol. Jy kan nie daai 2 in met mekaar vergelyk nie. Want onthou, persentasie is altyd net 'n ratio eintlik. Kan dit nooit meer wees? As dit meer is, dan is die ding wat jy gekry het onsuiwer. Soos jou
opbrengs wat jy gekry het is onsuiwer en nie heeltemal waar nie. En dit gebeur op universiteit as jy eksperimente doen. Dan sit jy met 'n groot probleem. Okay, goed, so ons het mol is massa oor molêre massa. Die mol is 10 wat ons gaan uitwerk het en wat Ardo is water se molêre massa. Word dit nie wag nee, ja, ek sien nou nie. Dian, waarmee sukkel jy? Ek vra vir water se molêre massa. Baie dankie. 18. Ag nee, hierdie was mol. Is dit wat jy wil vra? Ja. Dankie. So die massa is 180 gram. So dit is 180 daarso en dan Leandre is op dit met die sommetjie. $75,56%. Dit is doen. Okay. Goed, en dit is vir wetenskap 'n huge opbrengs. Ons kry gewoonlik so tussen 20 en 30% opbrengs. Okay, volgende vraag. 'n 30 gram monster onsuiwer sink reageer volledig met oormaat suurstof. Net daar is verskriklik baie inligting. Monster, die woord monster sê vir jou suurstof soutsuur. Dankie. Monster sê eintlik reeds vir jou dis onsuiwer, so dit is sink en nog goeders. Reageer volledig. Wat beteken dit? Dit beteken hy word alles opgebruik. Al die sink is gone. Met oormaat soutsuur te veel en produseer soveel waterstofgas by STD, bereken die persentasie suiwerheid van die sink. Okay. Weer eens geen formule gegee nie. So kom ons skryf die formule. Hulle sê vir ons het sink en hulle sê vir ons het soutsuur. En hulle sê vir ons wel dat daar word geproduseer waterstofgas. Dis nie die enigste ding wat geproduseer word. Sinkkloried. Hoe lyk sinkkloried, Dregan? Sy massa 65 nommer 30. Hoe het jy daarby uitgekom? Sink is plus 2, chloris minus 1. Hoe weet jy sink is plus 2? Dan is nog groep 2. Sink? Ag, ek bedoel, al die metale van groep 2 tot 12 plus 2. Nee, nie noodwendig nie. Yster is plus 3 Ja, maar hy is onder. en mangaan is plus 6 of plus 7. Ek Krom is ook plus 6 of plus 7. Hy is onder. Ja, silwer is plus 1. Hy sal nie. Platinum is plus 1. Die eerste is plus 2. O, okay. Alright. Juffrou, is iets wat ek gaan leer het. In graad 10. Dit was een van jou lyste wat jy ons gaan leer het. En dit is nou so vasgryp dinge in jou kop. Dat jy dit weet? Ja, ek het gedink om Okay. Sink is plus 2. En chloor is minus 1. So dit is saam sinkkloried met 'n 2. MW, hoekom is dit nie sinkkloried met 'n T of kloraat met 'n A nie? Anders geen suurstof nie. Is hierdie gebalanseerd, Pieter? Wat kort, wat moet daar wees? Praat jy? Sink. Waterstof. Wat moet gebeur? En dan kyk ons
2 klore, sharp. Nou is hy gebalanseerd. Okay, so ons het 1 teenoor 2, gee vir my 1 teenoor 1, en ek highlight hierdie ander kleur, want hierdie is my resepie, dis nie wat ek regtig erg het nie. Dan is molverhouding, begin, verandering, einde, en goed wat ek dadelik kan insit, is 'n 0 daar en 'n 0 daar. Juffrou, kan jy dit 'n molverhouding noem as dit nog nie 'n mol is nie? Hierdie is 'n molverhouding. Dit is 'n molverhouding as ons met mol werk. Dis soos om te sê, as jy koek bak, en as jy pannekoek bak vir elke 1 koppie meel kort jy 1 eier. Jy het nog nie 1 koppie meel en 1 koppie, maar dit is hoe die resep werk. Selfde ding. Okay. Nou kyk ons gou. Wat gaan ons invul? Waar, hoe werk dit? Ardu. Ek wil julle almal moet dink. Dink. Wat gaan jy waar invul? Weet jy dalk wie ons speel? Nee. Ek weet eintlik, maar nee. Dis nie ek wil weet nie. Wie wil weet? Toe? Papa. Wat wil hulle vir jou broodjie bring? Ek weet nie, ek het net gevra wat speel. Ardo, as jy reg is, sal ek jou help. Ag, sal ek luister, hoor. Wat sê jy? Kan mense sê so 30 of net 30 soos ons sê. Oor 10 minute. Die waterstof is 7,44. En om in die tabel invul of wat? Wanneer mag ons volumes met mekaar vergelyk? Wanneer jy by ECD is, check. En wanneer almal gasse is. Hierdie is sink is 'n solid. Waterstof daai is aqueous, oormaatsuiker en sin ek sê oplossing. Daai is 'n gas en daai is ook 'n solid, maar sien dit dat hy opgelos is daarin is hy aqueous. Ja? Nou as jy hom warm genoeg maak of dit Ja, maar ons is nou nie by warm genoeg nie. So, ons kan dit in die tabel invul, maar ons moet dit eers verander na 'n mol en ons gaan daai formule gebruik want hulle sê vir jou daai gas wat geproduseer is by SCD. So jy het 7,44 gedeel deur 22,4. Daai is 'n konstante wat op jou datavel is en jy kry 0,3324. Ek gaan nou nie alles invul nie. So hierdie is 0,33 as ek nou reg is. Check my net asseblief. Okay, wat kan ons nog invul, Linden? Mol van Salarus. Hoekom? Want hy is dieselfde verhouding Okay, maar sorry, as jy sê ek kan dit invul, waar bedoel jy kan ek dit invul? by die begin. Hoekom? Maar dis 'n 1 tot 1 ratio. Okay, en ek soek nog inligting. Wat van sink? Wat weet jy van sink? Met volledig Hy het volledig gereageer. So dit beteken sink op die einde van die dag is 0. So hy het alles gebruik. Okay? Ek gaan net nog iets insit. Hulle sê vir jou reageer met oormaat soutsuur. So ek gaan niks insit van soutsuur nie en hulle vra ook niks van sinkkloried nie. So ek gaan niks invul van hom nie. Okay. So wat Linden gesê of gesien het, is hy het gesien ons het met 0 waterstofgas begin. Hoekom? Want jou produk is altyd 0 in die begin. En toe het ons 0,33. So dit beteken jy moes 0,33 bygekry het. En dan sê juffrou, die molverhouding hier is 1 tot 1. So, as ek soveel gekry het, dan moes ek soveel gebruik het. Wat beteken dat daar was 0,33 aan die begin. Julle met my? Dat is mense oorvat en jy na mol toe, ofwel na massa toe, dan jy skaars iets gebruik. Ja, het min gebruik, ja. Okay, goed, so, nou weet ons wat die ding is, het ons hier gaan uitwerk, wat het ons daar gaan kry, daai is die, ek hoop julle maak notas, die suiwer
massa, ag nie suiwer massa nie, suiwer mol sink aan begin of in die monster. Daai 0.33. Dis die suiwer sink wat gereageer het. Die onsuiwerhede reageer nie. Okay, nou hulle het jou gevra bereken die persentasie suiwerheid van sink. So persentasie suiwerheid. Wat is suiwerheid in Engels? Purity. Suiwerheid is jou suiwer oor jou onsuiwer. Maal met 100. Okay, so ons het nou gaan uitwerk, jou suiwer was 0.33 mol. Wat het hulle vir ons gegee? Hulle het vir ons daai 30 gram onsuiwer sink gegee. Maar hy is in gram. Hierdie is in mol. Mag nie hulle met mekaar vergelyk nie. So gaan eers gou vinnig daai mol na massa toe vat van sink. Dit is 0.33 en sy massa, is dit 65 of is dit 56? 65. 65. Gee vir jou 21,589 gram. Nee, ek kry 20,5. O, ek het nie afgerond op my sakrekenaar nie. 21,45? Ja. Okay. Dan gaan ek nou terug gaan na hierdie som toe. So my suiwer massa is 21,589 en my onsuiwer was 30 maal met 100. En jy kry 71,5% suiwerheid. Min of meer. Ja, same. Verstaan julle wat aangaan? Julle dink julle weet. Okay, oepsie.